na vore kom. I just want to welcome Oom Dirk all the way from Polokwane, and he's going to minister to us this morning. Can we just stretch out our hands and pray for him? Father, we want to thank you, Lord, for Oom Dirk, Lord. Father, thank you for this day. And Father, thank you, Lord, for the words that you've laid in his heart and the word that's going to come out of his mouth, Lord. Father, Lord, thank you that it will bring revelation, Father, it will bring freedom. En dankie, Here, vir die salwing wat op hom rus, Here. And we honor you for that, Lord. If you just say with me, we receive you. In Jesus' name. Amen. Nou, kan julle my hoor? Goeiemôre almal. Dit is vir my 'n voorreg om vanmôre hier te wees. Om met julle te deel wat die Here met my gedeel het. Ekskuus. Ek is maar 'n chankerige ou. My pa wou my blouwille beeslewer gevoer het toe ek klein was. Hy het gesê dit sal help dat ek nie so huil nie. En toe ek nou eendag 'n blouwille bees in die hande kry, toe haal ek die lewer uit. Toe sê my pa, nee, is nou te laat. Ek wil graag vir ons lees vanmôre uit Lukas 2, vers 9, met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense welbehae. Ek gaan nie elke keer ekskuus sê nie, maar dan gaan die preek net uit ekskuus staan. Dit is 'n wonderlike ding wat die Here gedoen het toe hy vir Jesus aarde toe gestuur het. Hy het selfs sy engele koor van die hemel afgestuur om hom te kom verwelkom. En hulle het gesing: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. So die Here het 'n behae in die mense. Dis wat die engele gesing het. En die wyse manne het toe nou geskenke gebring. Ek wil amper vir julle vasvra hoeveel wyse manne was daar, maar ek dink julle het al die vrae in die kerk gevra. Daar's nie 3 nie. Dit was die kerskaartjies wat 3 gewys het dan. Almal glo daar's 3. As jy die vraag vra, dan sê almal gewoonlik 3. Die wyse manne het geskenke gebring: goud, wierook en mirre. Goud verteenwoordig God, die volmaakte. Wierook, die Heilige Gees. En mirre, Christus. En hoekom mirre Christus? Mirre was 'n medikasie wat hulle destyds gebruik het, eintlik 'n boom se gom, wat hulle gebruik het aan alle doepas wat hulle gemaak het om mense gesond te maak. So, Jesus het toe die mirre, die staan vir die mirre staan vir Jesus. En insiggewend is dit, toe hulle hom gekroon het met die doringkroon, was het, onthou die mirre kom uit die doringboom, hulle die boomstukken gekap, sodat sy gom kan uitkom, dat hulle die gom kan gebruik vir medikasie. So, toe hulle die doringkroon op Jesus gesit het, en daai doringkroon om stukken gemaak, dat die bloed uitkom, so die medikasie het al daar begin uitkom. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Die woord sê in 1 Johannes 3 vers 8, want hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek.
Jesus het die werke van die duiwel kom stukken maak. Die duiwel maak siek en Jesus het gesond gemaak. Daar is vandag nog baie leerlinge wat sê die Here toets jou as hy jou siek maak. Ek kan nie daai ding glo nie. Want die duiwel, die woord sê, die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En Jesus sê hy het gekom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Jesus het gekom vir ons redding. Nou, hoe kom ons tot redding? Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Hier is 'n triekie bietjie, hierdie ding, almal het altyd so vinnige rympie wat jy agter 'n ou moet aansê en dan is jy gered. Nee. Jy is nie gered as jy daai rympie opgesê het nie. Hier staan in die woord, want met die hart moet jy glo tot geregtigheid. So jy moet 'n omkeer in jou lewe maak. 180 grade draai in die rigting wat jy geloop het en teruggaan. Want dis waarom daar so baie mense vandag sê hulle is Christene, maar hulle is nie Christene nie, want hulle het nie die wêreld se goed verloon nie. Hulle gaan nog steeds aan met hulle lewe en hulle het mos nou die rympie opgesê. Daai rympie werk nie. Jy moet verander. Want as jy gaan kyk in Markus 11 vers 23 sê hy, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo wat jy sê sal gebeur, jy sal verkry wat jy sê. So as jy met jou hart glo, gebeur daar, dan skuif die berg. Hier sê hy in Romeine 10 vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid. So ons moet glo, en ons moet werklik glo, dit is nie net 'n rympie wat jy opgesê het en dan is dit verby nie. En die werke van die vlees waarmee ons altyd mee opgehou het, staan in Galasiërs 5 vers 20, of 5 vers 19, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, dis rusie maak, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dis nou drinkery, suipery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jesus het gekom om die koninkryk van liefde te vestig en ek en jy moet hierdie koninkryk uitbou. En Jesus het gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ons moet dus soos Christus word. Ons moet die ou mens begrawe. Maar julle moet, in 1 Petrus 1 vers 15 sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. So baie keer hoor jy ou sê, my ou dink hy's heilig. Ons moet so wees, ons moet so word, ons moet heilig word, want Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig. So ons moet soos Jesus word. In die begin het God gesê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelykenis. En toe het hy Adam en Eva gemaak. Adam en Eva het gelyk soos Jesus. Hulle het nie 'n ou mens gehad nie. Adam en Eva het nie 'n ou mens gehad nie, want hulle is uit God uitgebore. En Jesus het ook nie 'n ou mens gehad nie, maar ek en jy, ons het 'n ou mens. Ons moet daai ou mens afsweer. Ons moet hom doodmaak. Nie afsweer alleen nie. Hy moet dood. Maar ons hou hom ons altyd so in die lewe. Ons gee hom kort 'n bietjie mond-tot-mond asemhaling en sê kom bietjie by, help 'n bietjie hierson. Ek staan nou eendag daar in die kerk se voorportaal en hoor ek 'n ou sê, nogal 'n aansienlike ou in die kerk. Hy sê gister het 'n taxi voor my ingery. Toe haal ek die ou mens weer 'n slag uit. Hy sê en toe vloek ek vir hom.
tot by ou Daantjie in die Kalerok. Nou dink ek, sy ou mens is nie dood nie. So hy het gee hom nog steeds mond-tot-mond asemhaling sodat hy hom kan gebruik. Ek wil vir julle lees wat staan in, waar staan dit nou? Romeine 6 vers 7 sê, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As jou ou mens nie gesterf het nie, is jy nie geregverdig van die sonde nie. Want jy hou hom nog aan die lewe. Jy moet die ou mens uit jou lewe uitkry. Jy moet hom laat sterf en nooit weer mond-tot-mond asemhaling gee om hom by te kry nie. Ons moet daai ding besef. Want hier staan dit uitdruklik. Hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. So daai ou mens moet uit en hy moet dood. Nou wil ek met julle 'n bietjie praat oor geloof, maar dit gaan vir my meer klink, julle gaan seker meer vir julle klink soos boerdery. Markus 11 vers 22 sê, as julle vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo wat jy sê sal gebeur. Jy sal verkry wat jy sê. Geloof gaan daaroor, jy moet sê, jy moet nie dink nie. Jy moet nie die ding dink nie, jy moet dit sê. Want dood en lewe is in die mag van die tong. So ek en jy moet, as ons 'n probleem het, moet ons daai probleem aanspreek. En geloof sê in Romeine 4 vers 17, dis die dinge wat nie bestaan nie, wat jy roep asof hulle bestaan. Maar die Bybel sê nie alles nie. Daar so 'n stukkie wat bykom, Jesus het dit gesê, toe sy disippels vir hom gevra het, gee vir ons geloof. Toe het hy vir hulle gesê, as jy alles gedoen het, wat vir jou gesê is, dan moet jy vir jouself sê. Dit staan maar ek sal nou by die plek kom. My papiere is 'n bietjie de mekaar. Maar in elk geval, Jesus het vir hulle gesê, as jy alles gedoen het, wat vir julle gesê is, moet jy vir jouself sê, ek is 'n slegte en 'n ontroue diensknegt. En nou wil ek net 'n voorbeeld skets. Ek het nou eendag 'n prentjie gesien, 'n video eintlik, van 'n ou wat die strepe langs die pad verf. En daar lê toe 'n stuk hout in die pad. Toe verf hy so om die streep. Maar hy sal nie die hout uit die pad uithaal nie, want dit is nie in sy werksbeskrywing nie. So as jy daai stuk hout uit die pad uitgehaal het, dan het jy gedoen wat nie vir jou gesê is nie. En dis wat Jesus bedoel, ons moet meer doen as wat vir ons gesê is. Hy sê, dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan, totdat hulle bestaan. Jy moet aanhou daarmee, want Jesus sê Jesus sê, as jy, wat betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir een wat glo. As jy nou byvoorbeeld by die netbalbaan staan, en hulle gee vir jou die bal, en hulle vra vir jou, sal jy daai bal kan daar deur die net gooi? Dan sal jy sê, ja man, ek glo ek kan. Nou kom jy en nou gooi jy 1 keer. Nou werk dit nie. Nou draai jy om jou loop jy. En so gaan dit met die geloofslewe. Die Here het gesê, gaan en maak mense gesond. Gaan bid vir hom. Dit is wat die Here se opdrag is. Hoeveel keer het hy gesê, moet jy bid? Hy het gesê, maak hom gesond. Hou aan tot hy gesond is. Ons grootste probleem is, ons bid 1 keer, dan sê ons nie, dit werk nie. Toe ek eers daai ding begin besef, toe begin die lewe vir my verander, toe begin my geloofslewe groei. En Jesus het vir ons mag gegee. Ek wil nou praat oor genesing, maar ons moet oor geloof ook by die ding uitkom, want jy kan nie genesing doen sonder geloof nie. Jesus het vir ons mag gegee. Kyk, ek gee aan julle mag staan in Lukas 10 vers 19, ek gee julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. In Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee. Hoeveel mag het hy vir ons gegee? Net soveel as wat ons wil hê. Het nie beperking, daar's geen beperking nie, net soveel as ons wil hê.
En dan gee Jesus vir ons nog die autoriteit ook in Johannes 14 vers 12. En wat ook al julle in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Nou, ek het gaan soek in die Bybel om te kyk waar het ons 'n voorbeeld, en toen kry ek nou vir Petrus daar, toe hy die verlamde ou daar by die kerk kry, toe sê hy vir hom, uiteindelik om 'n opdrag gegee, hy sê in die naam van Jesus Christus staan op en loop, en die is opdrag. Hy het nie gebid en gesê, Here, asseblief maak hierdie ou gesond nie. Die Here het klaar hierdie werk by die kruis gedoen. Ek het so 'n klompie jare terug, in 2019, is ek gediagnoseer met kanker. Prostaatkanker, en hulle wou my opereer, maar ek wou nie, ek het gesê nee, ek gaan die pad van die Here loop. So het ek nou naderhand al hoe sieker geword, sodat ek begin besef het, ek dink die einde is nou naby. Toe een aand bid ek en ek vra Here, ek vertrou dan op U. Nou hoe nou, wat nou? Toe gee hy vir my 'n vers. Ja, die Here gee nie vir jou die hele Bybel nie, hy gee vir jou net so 'n paar woorde, en ek het lank gesoek, ek moes Google gebruik om vir my die vers te kry, maar dit is in Hebreërs 2 vers 6 sê. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink, jy het hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Jy het hom weinig minder as engele gemaak, met heerlikheid en eer het jy hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderwerp is nie. Nou wat is nie aan jou onderwerp nie? Niks. Alles, ek en jy, as ons Christus is alles aan ons onderwerp. Alles. Selfs kopseer. Ons het die mag om kopseer weg te vat. Selfs kanker. Ek het met hierdie versie die Here my gewys. Ek het hom gevra, hoe moet ek maak? Toe sê hy, jaag die duiwel uit. En toe het ek kanker uitgejaag en ek was die volgende môre genees gewees. Maar nou wil ek net by sê, as jy nou daai duiwel aanvat, enige siekte, enige ding, en jy het so 'n bietjie twyfel in jou hart, ons het maar almal in die begin, later kom dit beter by, maar in die begin twyfel jy maar 'n bietjie. Daarvoor het die Here vir ons die swaard gegee. Dan moet jy die swaard gebruik. Jy sê in die naam van Jesus Christus, ek is genees. Nou moet jy 'n vers sê in die Bybel het alleen met die swaard, dis die swaard. Want daar staan geskrywe. Jesus het altyd gesê daar staan geskrywe. En toe hy deur die duiwel versoek is, het hy gesê daar staan geskrywe. So dan sê jy, want deur Jesus se wonde is ek genees. So jy haak die duiwel met die swaard uit jou uit. Dis waarvoor ons die swaard het, nie om vir 'n ornament om saam te dra nie. Ons moet hom gebruik. Ek het nou nie 'n vreeslike lang storie vanmôre bymekaar gemaak nie. Want ek wou net 'n paar getuienisse met julle deel oor wat ek al ondervind het. Hier was so 'n klompie jare terug, Alex sal onthou, was hier 'n rekkie wat gepreek het, uiteindelik 'n huldeblyk gebring aan Didi Diedriks. Ek het my so gewip hier môre, ek was half lus en gryp hom aan sy broek se gat. Want hy het enigste ding wat hy van die Here gepraat het, hy het gesê, julle moet uit die boot uitklim. Onthou jy dit nog? In elk geval, daai woorde van jy moet uit die boot uitklim, het toen by my vasgesteek. En ek het probeer uit die boot uitklim. Ek het nog voor die kankerstorie het ek 'n sweetklierontsteking gekry van die duiwel af. En hulle het my penicillin gegee. Net so 'n maand of wat, dan kom dit weer. So dit aangehou. 5 keer penicillin gekry. Die 5de keer sê die dokter vir my, ek het jou nou die sterkste penicillin gegee wat daar is. As dit nou nie werk nie, sal ons al die sweetkliere moet uitsny. Dit is
ontstekings, dit lyk soos bloedvinde wat so groot soos 'n duifeier, of soos 'n 50 sent stuk. Min mense weet hoe lyk 'n duifeier. Wat hier onder my arm was. Ek het so 18 gehad onder een arm, die ander een het ek nie getel nie. Ek het geloop soos hierdie sterk ouens wat lyk of hulle wat lemoen dra. Ek kon nie anders ter iemand, dit was seer. Ek kon nie slaap nie, want ek weet nie hoe om te lê nie. En so eendag moes ek toe nou gaan mielies plant, want my drywer het nie opgedaag nie. Nou is ek op die trekker en ek besluit vandag gaan ek hierdie ontsteking aanvat in die naam van Jesus. Maar nou weet ek ook nog nie hoe nie, want ek was nou nog maar vars in hierdie game. Ek kan nie Engels regtig lees nie en daar's geen Afrikaanse boek oor gebedsgenesing nie. Jy kan maar gaan soek. In elk geval, soos dat ek met die trekker ry en plant, sê ek heeltyd in die naam van Jesus Christus, hierdie goed onder my arms genees nou. So hou ek aan. Partykeer vergeet ou, jy's besig met iets anders en so. En so omtrent hier by 4:00 die middag. Maar ek het dit baie gesê. Ek het seker, as ek sê 300, 400 keer gesê, dan glo ek nie ek lieg nie. Dalk meer, dalk minder. Hier by 4:00 die middag kom ek agter, maar die goed is nie meer seer nie. En toe ek so voel ek maar die knoppe sit nog daar, maar hulle is glad nie seer nie. Niks, ek kan hulle druk. Ek kan my arms teen my lyf druk. Toe weet ek het hulle gewen. So, nog 'n getuienis wat ek wil vertel. Baie van julle ken vir Stefan, my seun. Hy sit sonpanele op, maar hy moet nog daar bo swys, maar dis hoog, hy het 'n groot leigraaf, nie hierdie kleintjies nie, 'n groot wat hy bo by emmer staan en daar besig om te swys. En ek kom met die motorfiets aangery, ek en sy klein seun. En ek sien dit, en die stoor is tussen ek en hy, en ek sien dit daar val hy, van hy leigraaf af. En ek jaag om en ek kom daar so. En ek sien net sy oor so groot. Hy probeer opkom, hy kan nie. Nou weet ek nie wat om te doen nie. Ek is nie 'n dokter nie, ek is net 'n boer. En ek dink dis maar die Here wat my gewys het. Ek begin lewe spreek en ek sê in die naam van Jesus Christus, jy sal nie iets oorkom van hierdie val nie, jy sal totaal genees wees. En ek hou dit aanspreek. En ek sê naderhand vir hom, ek gaan gou die kar haal dat ek jou dokter toe kan vat, ek is nou terug. En ek het net so by die huis verby gehardloop en vir haar gesê, ek vat vir Stefan dokter toe, want hy het geval. Jong, en toe ek nou in die kar klim, toe klaar hy nou van sy been wat baie seer is. Maar hy is nou alright, hy loop, klim in die kar. En ek bly sê in die naam van Jesus Christus, jy sal geen nagevolge van hierdie val hê nie. Maar iets in sy kop oopgesny, hierdie kant, ja, aan sy linkerkant. So langs sny, ek dink dit 16 steke moes kry. Ek het net my sakdoek uitgehaal en hom so op sy ding gesit en gesê, hou vas, ons ry. By die dokter gekom, toe lê hy nou daar op die spreekkamertafel. In elk geval, maar nou bloei dit nie meer nie, niks nie. Die bloed het nie by sy mond uitgekom nie, en julle weet self, 'n kopwond bloei verskriklik. Die bloed is droog, daar is niks bloed nie. Die dokter kom en hy sê, nou het julle die bloeding gestop. Ek sê, ek het gebid. Jy al gesien as jy met 'n skaap oor politiek praat, nee, so kyk hy dokter vir my daai dag. Want ek sien toe hy het nie 'n klou wat hier aangaan nie. Maar toe los ek hom nou maar. In elk geval, hulle toe nou van hom plate geneem en alles is reg, behalwe sy regterbeen, sê die dokter, hy het die spier het gebars. Nou, ek weet nie hoe bars 'n spier nie, maar in elk geval is wat die dokter sê. Maar hy sê wat vir hom verskriklik snaaks is. Daar's geen bloeding nie. Daar is nie blou of niks nie. Dan sê hy weer vir my, wat het julle gedoen? Ek sê, ons het gebid. Dan kry hy weer daai uitdrukking. In elk geval, daai been het nie blou geword nie. Hy was rukseer, maar hy sê wat hom nou kwaai, o ja, ek wil eers vir julle vertel wat gebeur het. Hy het daar bo gestaan en hy wou swys. Daar was nie fout met die elektrisiteit, maar die prop het uitgetrek uit die female uit. En so oor die lem van die ding gedruk. Toe maak hy nou kortsluiting. En toe hy aan die struktuur vat, toe gaan die krag deur hom na die struktuur toe. Hy het vir 'n paar dae het hy gekla oor sy bors wat seer is, van die wat hom so vasgetrek het, die krag wat hom vasgetrek het, maar net die spiere wat seer was. Verder het hy niks oorgekom nie. Nou kom ons
by boerdery. Is hier boere in hierdie kerk vanaand? Vandag, vanmôre. Ek dink al vanaand, dis vanmôre. Het voel al vir my so lank. Ek is eintlik boer met skape. Jong, en ek het twee skaapwagters gehad, hulle is nou weg alweer. Die maandag, my mense eet tussen 11 en 12. 12 uur kom ek daar by die kraal en ek vra, waar is David? En hulle sê, nee, David lê daar onder die afdak, hy is baie siek, moet gaan kyk. En by David, en ek sien, hier is dood, hy is op die eind van, hy is op die punt om dood te gaan. En sy oë so terug in sy kaste, en ek skrik my kapot, en ek vat so 'n drafie huis toe, die huis is nie ver nie, so omtrent 100 tree van die kraal af. En ek gryp my kar en my skoondogter Marike kom maar aan, ek sê, ry saam. Nou kom ek daar by die kraal en sê ek vir hulle, bring vir David, nou bring hulle vir David, nou draal hom. Hy sê 'n klein ouetjie. Maar hy's, ek sal nie 10 sent vir sy lewe gegee het op daai stadium nie. Want ek het al gesien hoe lyk 'n ou as hy besig is om dood te gaan en hoe gaan hy. In elk geval, daar is nou net een manier, ek moet nou by die hospitaal kom. En ek sê vir die een klim aan en ek gee hom vir hom aan en dat hy hom so op sy baba vashou. En ons spring in die kar en ons ry. En toe ek begin en ek sê in die naam van Jesus Christus, jy sal nie sterwe nie, jy sal lewe. En toe ons so in die teerpad indraai, toe sê daai ene wat hom vashou, daar vrek hy nou. Ek sê, nou wie nou? Hy sê, David, hy sê, goeie, klaar. Ek hou aanspreek in die naam van Jesus, jy sal nie sterwe nie, jy sal lewe. En toe ons in die teerpad indraai, by Ludrigaard teerpad indraai, toe sê hy vir my, hy woel, ek sê, wie het gekom? Hy sê, David is terug, hy kyk vir my. Ja, hospitaal toe. Daar by die hospitaal is groot storie. Ek het nie my bestuurslisensie by my nie, hulle wil my nie by die hek laat ingaan nie, want ek het nie 'n bestuurslisensie nie. Jy weet mos, daar moet 'n blokkie getik word. Nou kan hulle nie die blokkie tik nie, so ek kan nie ingaan nie. Na groot geveg en stry en vloek en skel en spook, naderhand maak hulle die hek oop, nou kan ek ingaan. Nou ook daar by die ambulansplek stil, daar mag ek ook nie stil hou nie, want dis 'n ambulans, daar's 4 plekke vir ambulanse, maar as nie 'n ambulans nie, maar ek mag nie daar stil hou nie. Maar in elk geval, Marike kom na met 'n rolstoel. Toe ek kom in die rolstoel sit, toe sit hy vir my en smile. Ek jag met hierdie trolley daar in die hospitaal in, en ek kry 'n dokter, 'n vrou dokter, en ek sê vir haar, sy moet gou help, hierdie ou besig om dood te gaan. En sy het net sy oog so oopgemaak, en sy sê poison, en sy sê hulle moet vir haar atropine gee, en sy spuit hom 2 ampulles atropine. Nou ja, toe, ek weet nie of ek julle moet opsaam met al die stories nie, want toe sê die sekuriteit daar, want ek het nou ingedruk voor die ander mense, daar is 12 ouens, en ons het nou ingedruk, nou wil hulle my arresteer. Ek sê, vir wat wil hulle my arresteer? Die man is nou klaar gespuit, alles, los hulle my nou naderhand. Toe ek by die huis kom, nou vertel ek nou vir my mense wat het gebeur. Hulle sê, hy het gif ingekry. O, sê hulle, ja, sy houvrou is kwaad vir hom, omdat hy 'n ander vrou het. En sy temmik in sy kos gegooi. Nou sê die ouens vir my, maar ag, is nie temmik, want hy sou dood gewees het as hy temmik was. Ek sê, ja, maar jy ken nie my God nie. Jy kan hom 'n lepel temmik gee, en niks oorkom as die Here dit nie wil toelaat nie. So die lewe wat ek bly spreek het oor hom, het hom, ek praat nou hoor sê getuienis, het hom lewendig gemaak weer, want daai ou het vir my gesê, hy is dood. En toe het hy vir my agterna gesê, ek het nie self gesien nie. So ek kan nie aanspraak maak dat ek iemand uit die dood het opgewek het nie, maar ek glo, wat ek gehoor het was die waarheid. So, ons moet onthou, ons moet nie negatief spreek in enige situasie nie. Want as jy vat, toe hulle vir hom Jesus sê, Lazarus is dood, toe sê hy, nee man, hy is nie dood nie, hy slaap net. En toe hulle vir hom sê, dogtertjie van Jairus is dood, toe sê hy, nee man, sy slaap net. Maar as Jesus gesê het, hy is dood, sou dit vir hom baie moeiliker gewees het, om hulle uit die doodheid op te wek. So ons moet self sorg,
Laat ons nie negatief wees nie, ons moet positief bly. Nou het ek 'n ander probleem daar by plaas. Ek het so 7 hektaar lucern gehad. Maar Stefan het 'n slagpaal op die plaas en al die goeders wat hy nie kan verkoop nie, soos varkderms en sulke goed, die word in 'n gat gegooi daar by uit verste hoek van die plaas. Maar die Mariboes, daar so 200-300 Mariboes wat daar sit deeldag, hulle wag net vir hulle versnapperingkies. Maar hulle gaan sit in my lucernland ook, dan trap hulle hy lucern so plat, ek kry dit nie gesny met 'n snyer nie. Nou het ek nou nader aan die haalpomp daar, ek mag nie Mariboes skiet nie, maar nou wil ek hulle, nou maak ek hulle net skrik, skiet ek so naby, dan vlieg hulle net so, soos tot daai ons wat daar agter sit. Dan sit hulle weer. En toe onthou ek hierdie gedeelte wat die Here vir my gewys het in Hebreërs 2 vers 6, wat sê alles is onder die mens se voete. Toe begin ek nou bid vir hierdie en ek sê in die naam van Jesus Christus, julle Mariboes mag nie in my land sit nie, kop klaar. En so hou ek aan. Elke keer as ek hulle sien, dan sê ek Mariboes uit my land uit in die naam van Jesus Christus. Nader aan 2 weke, dan begin ek ook nou wonder, gaan dit werk, ja. En een dag toe ek weer so kyk, sien ek daar gaan hulle. Ek sê, yes, dit het gewerk. Volgende dag is hulle terug. Nou begin ek weer bid. En ek sê, in die naam van Jesus, julle moet uit. So gaan dit weer vir 'n week. Ek het nou nie opgeskryf nie, maar so ek skat nou maar net, ja. So vir 'n week omtrent. Elke keer as ek hulle sien, dan bid ek. En toe is hulle op 'n kol weg en hulle was so 2 weke weg, maar ek is toe heeltemal na my skik en toe ek weer sien toe hulle terug. Nou wonder ek, werk dit of werk dit nie, maar ek het besluit ek is nou buite kan die skip, ek nou moet ek gaan. Nou bid ek weer. En so raak hulle weg. Dis nou 8 maande, daar's nie 'n Mariboe nie. Die vleisgoeders wat hulle weggooi lê hope daar langs die land. Die kraaie en die jakkalse, dit vreet hulle, maar daar's nie 1 Mariboe op my plaas nie, nie een nie. Ek kan my vrou vra as getuie, ek kan my kinders gaan, julle kan kom kyk as julle wil. Daar is nie Mariboes nie. So, wat ek wil sê is, ons moet glo wat die Here vir ons sê. Hy sê, ons het mag oor die skepping. Ja, ek is nog nie klaar met hierdie skeppingsstorie nie. Waar is Jaap? Ek het hom hier gesien. Hulle sit sonpanele op. Hulle groot probleem is, die voëls wat op baie sonpanele sit, en die sonpanele so wit beding is. Want hy wittigheid maak nie krag nie, vat die krag weg. Het hulle allerhande triks, hulle sit vals eile of valke daar, en alle liggies wat flikker, en maar vra vir Jaap, hy sal weet. En ek besluit toe, as ek die Mariboes kon wegbid, hulle ook. En so dat ek en as ek weer sien, dan sit daar weer 'n paar voëls, en dan hou ek aan bid. My vrou sê op 'n kol vir my, nee man, dit werk nie, kyk, daar sit die voëls alweer, ek sê net aanhou. En ek het seker die laaste 3-4 weke nog nooit weer 'n voël daar gesien sit nie. So, ons het die mag, maar ons moet glo. Kyk, die Bybel sê, geloof kom deur die hoor van die woord. Ek stem heeltemal saam. Maar glo, is nie geloof nie. Geloof is omdat jy glo God kan 'n ding doen. As ou vir jou vra, dink jy God kan dit doen? Dan sê jy, ja, ek glo God kan dit doen. Maar as jy vir daai voël sê, uit my land uit, dit is wanneer jy glo. En dis ons probleem, ons wag vir die Here, hy moet ons geloof gee. En Jesus het gesê, nee, as jy alles gedoen het wat vir jou gesê is, sê vir jouself, ek is 'n slegte en ontroue slaaf. So ons moet aanhou om dit aan te hou glo en te bid. Ons moet nie ophou nie. Toe kry my kleindogters pere. Nou ek is skaapboer, ek het span net so 'n hoë draaitjie, want die skape gaan ons nie daaroor nie. Maar die pere spring daaroor. Nou is hulle in die lucerne. Nou sê hulle ek moet die draad hoorspan. My vrou sê ek moet die draad, maar nou moet ek kan nie net die paal langer maak nie, ons houtpale. So ek moet nou nuwe pale plant en dis groot werk, ek is al 'n bietjie lui deesdae. En ek vat hierdie pere en ek begin vir hulle bid.
En daar spring hulle nou nie meer oor die draad nie. Hulle bly in die kraal. Hulle bly daar in hy kamp nie. Maar een môre toe ek wakker word, toe ek opstaan, toe is die perde in die lucern, die mariboes is in die lucern, die voël sit op die sonpanele. Ek sê, Here, nou wat nou? Ek het nou alles gedoen. En hy sê vir my, Adam het ook sy mag verloor toe hy gesondig het. Jy het gisterand na 'n blou film gekyk op die televisie. Jy het jou mag verloor. So ons moet onthou, jy het net hy mag as jy in Jesus is. Ek moes nou weer voor begin bid vir al hierdie goeders om hulle reg te kry. Want ek het droog gemaak. So sonde maak jou kragteloos. Ons moet dit onthou. En dan moet ons ook onthou, as ons is aangeneem, die Here het ons sondes afgewas, maar ons sondig nog elke dag. So elke dag moet jy daai goed vergifnis voorvra. Want ons glo dat Jesus ons sondes afgewas het, maar die nuwe sondes wat ons doen en pleeg, moet ons vergifnis voorvra. Maar ons moet nie moedeloos word as ons bid nie. Ons moet aanhou bid. Want as jy ophou bid, dan glo jy, dan is jou geloof te kort. Dit is te min. So jy moet glo. Nou dit is maar my storieetjie wat ek vanmôre met julle wou gepraat het. Ek hoop iemand leer daai. O ja, daar's nog 'n ding. Daar's 'n boer wat ek wou gesê het. Ek het so 1000 suurlemoenbome. Hulle is nou, 6 jaar oud. Ek het nog nooit gif gespuit nie. Daar is nie dopluis in hulle nie. Daar is nie goggas wat hulle vreet nie. Ek loop, as ek daar verbyloop, dan sê ek in die naam van Jesus Christus, hier sal geen skadelike goggas in hierdie boord wees nie. En ek nooi julle kom kyk. Ek praat nie storieetjies nie, kom kyk. Daai suurlemoene het geen dopluis op nie, daar's nie probleme nie. Ek kry 1 jaar plant ek 10, 12 hektaar saadmielies. En die saadmielie-inspekteur kom daar by my en hy sê vir my, oom, daar's groot moeilikheid by die mielies. Ek sê, wat? Hy sê, daai jare, julle kan onthou, toe het so baie gepraat oor die nuus van die herfskomandowurm. Hy sê, daai herfskomandowurm is in daai mielies van jou, is vrot, ons gaan daai goed afkeer, want die pitte gaan te veel gevreet wees. Ek sê, gee my 'n week. En elke môre ry ek daar om die land, daai dae het ek nog gedink, krag kom uit my hand uit, jy weet, soos hy ouens wat die Star Wars wat ook al speel. Krag kom in die woord wat jy spreek. Dan sê ek in die naam van Jesus Christus, julle wurm sal geen invloed op my mielies hê nie. Elke oggend vroeg, as ek ry ek so om die land, en so 1 of 2 keer, dan bly ek sê in die naam van Jesus, julle sal geen invloed hê nie. So na 'n week toe kom die inspekteurtjie weer daar en hy sê vir my, oom, nou moet jy bietjie saam my land toe kom. Hy sê, want ons het nou ander moeilikheid daarso. Nou trek hy my been, ek weet dit nie. Nou sê hy, ek sê wat? Hy sê, kom kyk. Hy sê, al die mielies het uit die kop, die wurms het uit die kop uitgeklim en het net bo aan die kop, het hulle in die stronk ingegaan. So die kop het mekeer niks nie. Ons het daai môre deur daai mielieland geloop, ons kon nêrens 'n wurm in 'n kop kry nie. Daai jaar stroop ek daai mielies. Vir saadmielies, het nie eers 0,25% afgetrek vir wurmgevrete pitte nie. Dis die beste saadmielies wat ek nog ooit gehad het. So, dood en lewe is in die mag van die tong. Ons moet dit baie goed onthou. En ons moet dit gebruik, want hy sê, en die wat dit gebruik, sal die vrug daarvan pluk. Baie dankie julle, 'n lekker dag vir julle. As daar iemand is wat genesing voorgebid moet word, vra ek julle om vorentoe te kom, dat ek vir julle bid, dat die Here julle kan genees. Enige gebed. Baie dankie, ons Dirk aan 'n klap gee. Dankie.